Hartlike goeiemôre. 'n Geseënde Kersdag vir almal. Geseënde Kersdag vir almal, geseënde Christusfees, as ons hier by mekaar is vanmôre, net om vir die Here dankie te sê dat Jesus gekom het. Amen. As ons nie opgewonde, as dit nie vir Jesus was nie, dan was ons nie vandag hier nie. En daarom gaan ons vandag lekker sy naam groot maak en kom ons prys hom. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam. Kom bid, Here, en sê dankie. Dankie vir Jesus. Dankie dat U bereid was om te kom, Here. Thank you that you came to close the gap, Lord. Thank you that you came to save us. En daarom wil ons U eer en ons wil U loof, want U is waardig, Here. Heilig is U naam, heilig is U naam. Groot is U naam, Here. Groot is U naam, ons prys U vanmôre, Here. Ons eer U. Volgend gaan alles net oor U vanmôre, Here. It's all about you, en Here, terwyl ons U eer en terwyl ons U loof, bid ons dat U net hierdie plek sal kom vul, Here, vanmôre met U tasbare teenwoordigheid, Here. Dankie vir U genade wat so groot is oor ons lewens. Heilig is U heilige naam, Here. Loof U. Ons loof U naam in Jesus naam. Amen. Dankie Paul. Ek noem dit geboorte van lig. In 'n stil donker nag, terwyl die wêreld slaap, 'n ster het geblink, 'n wonder wat wag. Micha se woorde, die belofte is duidelik, in Bethlehem, uit 'n stal soos geprofeteer, 'n redder sal kom, hulle noem hom Immanuel, wonderbare raadsman, vredevors, die wêreld se lig. Met 'n eysterstaf sal hy heers, oor hom sal ek dig. Die engel het gekom met 'n boodskap van vrede. Moenie vrees nie, haas jou met skrede. 'n Seun is gebore, die redder van ons sondes. Hy sal jou lei met lig deur duisternis se gronde. Die herders het gegaan, hulle hart vol verwondering. Die engelse woorde, 'n belofte van verandering. Kom kyk na die kind, die lig van die wêreld, in doeke gedraai, sal jy hom vind. Wyse manne van die ooste met wierook, mirre en goud, volg die ster se pad met 'n hart vol vertroue. Die woord het mens geword, vol genade en lig. Jesus ons redder, liefde wat ons rig. Sê dankie, Michael. Nou ja, ons weet miskien nie op watter dag Christus gebore is nie. Maar een ding wat ons beslis weet is hoekom hy gebore is. Amen. En ja, ons vier vandag dat Christus gebore is, nie dat hy vandag gebore is nie. Ons vier dat hy gekom het, soos daar geprofeteer was dat hy sou kom. En hoekom het hy gekom? Hy het gekom om die skeiding tussen die mens en die Vader te herstel. En dis hoekom hy gekom het, en daarom is dit so groot wonderwerk, wanneer Christus gekom het, hulle tot die kalender voor Christus en na Christus gaan maak, so 'n pivotal point in die geskiedenis, is die feit dat Jesus gekom het. Jy sien, want sonder 'n geboorte was daar nie 'n kruis nie, en was daar ook nie vir my en jou wedergeboorte nie. In Jesaja 9 vers 5 lees ons hierdie bekende profesie uit die Ou Testament het wat sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Jy sien, selfs daar in die Ou Testament reeds het hulle gesê, hierdie seun wat gaan kom, 'n sterke God. Die mense om ons Jesus se godheid in vraagtekening neem, selfs die profeet het gesê, dis God, sterke God, ewige Vader, vredevors.
Hy sê dit in die Engels is dit vers 6. Dis nou weer een van die plekke waar die Afrikaans en die Engels nie altyd dieselfde vers is nie. Sê in vers 6 dieselfde ding, sê for unto us. Nou kom wil jy nou op my afgaan. Daar's 'n unto us a son is given and the government shall be upon his shoulder. Hy kom om vir ewig te regeer. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Vers 7, of the increase of his government and peace. Jy sien, wanneer die millennium aanbreek, dan gaan hy self regeer en dan sal daar vir die eerste keer vrede op hierdie aarde wees. There shall be no end. Daar sal geen einde aan sy koninkryk kom. Deur geskiedenis het daar altyd eindes aan mense se koninkryke gekom. Maar aan sy koninkryk sal daar nooit ooit enige einde kom nie. Upon the throne of David, upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth ever, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Dis geskryf en dit sal gebeur. In Jesaja 11 vers 1 lees ons, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrug dra. En dit is Dawid se pa gewees, hierdie Isaai. So uit hom uit sal daar 'n takkie, 'n loot kom, en op hom sal die gees, dis nou Jesus, van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van vrees van die Here. Dan lees ons in die Nuwe Testament in Lukas 2 vers 10, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Jy sien, die gospel beteken, die woordjie gospel beteken good news. Goeie nuus, hierdie goeie nuus word aangekondig. Hier is hierdie blye tyding. Ek bring vir julle goeie nuus. En dit is genoeg vir ons om, nou kan ons maar eintlik huis toe gaan, because we just received the good news. En dis hoekom ons opgewonde kan wees, as gevolg van hierdie goeie nuus wat daardie dag aangekondig is, wat met groot blydskap, wat sal vir die hele volk sal wees, want dit was eers vir die Jood en toe vir die Griek, so was dit nie net vir die volk nie, maar vir almal, wat hom sou aanroep. Dat die hele vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Die saligmaker. En die engel sê, for this day in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord, the Messiah. Jy sien, toe hulle sy naam gee, Jesus, wat in die Hebreëus Yeshua is, dit het beteken saligmaker, dit het beteken Savior, dit het beteken salvation. So wanneer ek deur die Ou Testament gaan, en ek wonder, waar is Jesus in die Ou Testament? Elke keer as jy lees salvation, dan staan daar Yeshua. Hy is reg deur die Ou Testament verklaar gewees, hierdie Messias wat sou kom, by naam. Vers 12, en dit was vir julle, sal vir julle teken wees, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel, so daar het 'n engel gekom, en hy het hierdie goeie nuus, hierdie boodskap gebring aan die herders, en ons het die voorreg gehad, om vroeër hierdie jaar in daai veld te gaan staan het, saam met Tannie Patty, sy was ook daar saam met ons, in daai herdersvelde te gaan staan het, waar hierdie boodskap verklaar was die eerste keer. En daar was so 'n presence daar. Maar nou sê hulle dit saam met die engel, 'n menigte van hemelse leerskare, wat God prys en sê. Een engel, en die volgende oomblik staan hier 'n menigte. Nou ek weet nie, ek dink die 2 of 3 of 5, soos wat ons baie keer in die konsertjies wat die kinders doen justice aan 'n menigte nie. Kyk, ek dink as my God iets doen, dan doen hy iets groot. Ek dink daar was 'n menigte van die hemelse leerskare. Ek dink daai dag toe Jesus gebore is, all of heaven came to attention. The Messiah is born.
Die verlosser het gekom. En die hele hemel sou saam met hulle gesê het, ere aan God in die hoogste hemele. Dis wat ons kan doen vanmôre, sê ere aan God in die hoogste hemele. Al mense stry oor, moet jy kersies hou, moet jy nie kersies hou, nee. Stop hy twak en sê, ere aan God in die hoogste hemele. Dis waaroor dit gaan. En vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. Hoekom het God sy seun gestuur? Want hy het 'n welbehae in jou gehad. Dis kom hy sy seun gestuur het. Hy het 'n welbehae. He had you on his mind. Hy sê, toe jy nog 'n sondaar was, het hy jou reeds lief gehad. Hy wil graag hê jy moet sy vrede ervaar. En vrede op aarde sal ons die dag in die millennium as Christus terugkom ervaar. Hulle praat altyd in die politiek van peace on earth, peace on earth, peace on earth. There will be never real peace on earth until Jesus Christ comes back. And he is the ruler. Maar vir my en vir jou is daar die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Sodat die storms kan om ons wik en waai en dit kan ons pla, but yet right here inside we've got the peace that surpasses all understanding. Want hy sê, my vrede gee ek vir julle, nie die vrede soos die wêreld dit gee nie, maar my vrede. Omdat hy welbehae in jou gehad het, so daarom kan ons saam met hulle vanmôre uitroep en sê ere aan God. Kom ons stop om te stry oor nonsens. Sê asseblief man, let's just give God glory. Let's just give him honor. En die vyand het dit reg gekry om mense te divide en hulle aandag af te trek van die boodskap dat Jesus gekom het. Reg deur die wêreld word die boodskap geproclaim that Jesus was born. Selfs die moslims weet Jesus was gebore. In elke land. Laat die Heilige Gees daar die boodskap vat. En mense is oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, want ek en jy kan dit in elk geval nie doen nie. Want dis wat hy doen. Openbaring 19:20 en die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet. Dis aan die einde van die groot verdrukking, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel en met swaal brand hulle. Wanneer daai gebeurtenis gaan gebeur en Satan gebind word vir 1000 jaar, sal 'n absolute vrede op hierdie aarde heers. En ek wil vir julle 'n ander ding sê, dis nie meer ver nie. Jesaja 7:14, daarom sal die Here self weer in julle teken gee, kyk, die maagd sal swanger word. Julle sien, die teken is dat 'n maagd swanger sou word. Baie Bybelvertalings en selfs van die Afrikaanse vertalings het dit begin, die maagdelike geboorte begin uitskryf deur te skryf 'n jong vrou sal swanger word. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie jong vrouens gesien swanger word. I don't know what the sign is about that. Maar as jy vir my sê 'n maagd het swanger geword, nou dis 'n teken, want dit het nog net een keer gebeur. En hy sal 'n seun baar en julle moet hom Immanuel noem. Dit was profeties deur Jesaja gesê. Matteus 1:18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Jy sien, as dit nie uit die Heilige Gees was nie, was dit net nog 'n mens wat in sonde ontvang was. Maar omdat dit uit die Heilige Gees was, kon Jesus sondevry in hierdie wêreld gebore word. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en willig om haar openbaar te maak, het hy hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei, maar terwyl hy dit in gedagte gehad het hy al goeders in gedagte gehad, en terwyl hy dit in gedagte gehad het, kom die Heilige Gees en sê, wat dink jy? Gebeur baie met my, maar nie met julle hoogsheiliges nie, ek weet ja. Verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want
wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Daar die naam van hom Yeshua, wat letterlik beteken God who is salvation. God who is salvation. En na die dae van haar reiniging, dis Lukas 2 vers 22, en na die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel. Sien, dit was hulle gebruik op die 8ste dag, die seentjies besny en hulle moes sekere offers bring en hulle moes die seentjie aan die Here kom voorstel. Dit gebeur alles by die tempel. So daar het elke dag goed by die tempel gebeur. Soos geskrywe is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open sal heilig vir die Here genoem word. En om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe en 2 jong duwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. So hier was hierdie man wat die vertrooster van Israel, hy die Messias verwag. Ek wonder hoeveel mense was daar in daai tyd wat ernstiglik die Messias verwag het. Hy het die Here verwag. Hy het die Messias verwag. En die Here sê hy was regverdig en vroom. En die Heilige Gees was op hom. Ek en jy het vandag die Heilige Gees in ons. Daai tyd het hulle sekere mense die Heilige Gees op hulle gehad. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien, voordat hy Christus van die Here gesien het nie. What a promise was that for him? Hy het hierdie verwagting vir die Messias, en die Heilige Gees kom sê vir hom, jy sal nie sterf, voordat jy die Messias sien met jou eie oë nie. Ek dink hy was so opgewonde oor daai, wat moes gebeur. Can you just imagine being that person? En hy het deur die Gees in die tempel gekom, so hy is deur die Heilige Gees gesê, jy moet op daai dag, moet jy tempel toe gaan. En hy kom toe, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem, en God geloof en gesê, hy het geweet, hierdie is die belofte wat Jesus aan my gemaak het, dat ek hierdie heiland sou sien voor ek sterf. Nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede, volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. For mine eyes have seen thy salvation. My oë het Yeshua gesien. Wat u berei het voor die oë van al die volke. Het ek en jy vandag nog dieselfde verwagting wat hierdie man gehad het vir Jesus wat sy bruid gaan kom haal? Is dit in jou hart? Is jy opgewonde om te sê, Here, my eyes will see the salvation. My oë gaan Jesus sien. Of die wegraping dalk nou vir jou is voor die tyd. Dit kan nog gebeur. En of die wegraping plaasvind waar Jesus sy bruid kom haal, but I've got an expectancy in my heart that I'm going to see my salvation face to face. I'm going to see Jesus, Yeshua, salvation. Ek gaan dit sien. Kry vanmôre daai verwagting in jou hart, soos hierdie Simeon. Sê, Here, ek het 'n verwagting in my hart. Ek sien wat in die wêreld om my besig is om te gebeur, en ek kan sien, Here, hierdie verwagting wat ek in my hart koester, vir die bruidegom wat gaan kom, brand nog in my hart. Brand dit vanmôre nog in jou hart. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. Ek sou nogal dit dink.
Hier kom hierdie ou en sê, this child is the Messiah. Alhoewel hulle dit ook geweet het, want ek bedoel, sy het as maagd swanger geword. But Lord, who else did you show this to? Hulle was verwonderd oor dit wat oor Jesus gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Teken wat weerspreek sal word, kan nie anders dink as die kruis. Die kruis het 'n stumbling blok geword vir baie mense. Die woord sê op 'n plek that the cross is foolishness for those, wat sê jy daar, kan nie onthou nie, for those who don't know Christ or for those who don't have eternal life. Ja, 'n swaard sal deur jou siel gaan, sê hy vir Maria, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Vandag nog wys die kruis wat 'n mens se harte aangaan. Sien, ons kan baie dinge vir mense wegsteek. Ons kan 'n smile op ons gesig sit. Hallo broer, hoe gaan dit? Ons kan Christianese praat. Maar jy kan niks vir die Here wegsteek nie. Want hy ken jou hart. Hy sien reg deur jou. So die harte van mense word vandag nog geopenbaar. Jy kan God nie voel nie. Matteus 1:22, en dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. God is vandag nog met ons. Sy naam is Immanuel. Die 5 name wat ons gesien het daar, wonderful, beteken dat dit 'n wonderwerk was. It was a marvelous thing that happened. And Jesus is marvelous. En hy het wonders gedoen. Sy tweede naam, Counselor, advice, consult, to deliberate, guide. He is the supreme counselor. Daar is niemand meer wyser na wie toe ek kan gaan as Jesus nie. Hy sê, as jy wysheid nodig het, bid dit van God. Because he is the wise counselor. He's the mighty God. He's powerful, he's mighty, he's strong, he's a champion, he's the chief, he's the strong one. It literally means the mighty almighty. Ons praat baie keer van magtig en baie keer van almagtig. Nee, ons kan dit sommer saam sit. Hy's mighty almighty. He's the mighty almighty one of the conquering God. Dit is een van die baie plekke waar die Messias God genoem word. The everlasting Father, the Father of eternity, the planner of the ages and the Father of all time. Sien, niks het tot ontstaan wat nie deur Christus ontstaan het nie. Sien ons in Johannes 1. So hy was van altyd af daar gewees. Jesus het nie sy ontstaan gehad die dag toe hy gebore is nie. Hy was van altyd af gewees. He's eternal. Hy het net sy menslike vorm kom aanneem die dag toe hy gebore is. Dit kan ons in Hebreërs 1 vers 1 vers 2 ook sien. So dit beteken dat Messias, nou Jesus, die Vader is nie, soos ons die Vader van die drie eenheid ken nie. Hy was nie Vader nie, he was the Son. But he is the everlasting Father, one of the persons of the Trinity. The Prince of Peace beteken the peaceful one. He shall promote and increase his government and peace without wars.
dis die Jesus wat ek en jy vanmôre dien. Is jy nie vanmôre bly uitgekom nie? Ek is vanmôre bly uitgekom. Want nou kan ek sê, Here, dankie. Ek kan eintlik 'n lewe van vrede leef. Ek kan 'n lewe van vryheid leef, want ek Jesus aangeneem het as my verlosser en saligmaker. Wat 'n wonderlike ding. En ek hoef niks te doen nie. I can add nothing to this miracle God has done in my life. Sien, ek gaan doen nie goeie werke om gered te word. Ek doen goeie werke omdat ek gered is. Omdat ek so dankbaar is vir dit wat hy vir my gedoen het, kan ek nie help as om goeie dinge te doen vir hom nie. Because he has died for me, I will live for him. My favorite saying. Julle kan dit eendag op my grafsteen sit, okay. Maar ek glo nie gaan nie, want ek wag die rapture. Prys die Here. Ons loof sy naam. Amen. Kan ek die musiekspan vra? Kom ons gaan lekker afsluit met Stille Nag. Ek het julle Sondag gesê ons gaan Stille Nag doen en Marlies het hom toe nou gou gaan uitgrawe en hom geoefen, so mens kan nie Kersdag vier sonder om Stille Nag te sing nie. Dankie Michael, as jy vir ons die woorde kan opkry. Kom ons gaan staan, dan sing ons lekker Stille Nag saam. Stille Nag, heilige Nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se reich, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille Nag, heilige Nag, Hemelvors, ons gee aan, op die lied van die engele koor. Herders het die eerste gehoor. Juich die redder is daar. Juich die redder is daar. Stille Nag, heilige Nag, Jesus hier voor iemand, voor die rijk moet die duisternis zwart, tot in eeuwigheid blij die lucht. Heer geboren vir ons, Heer geboren vir ons. Silent night, silent
Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Hallelujah. God, you are wonderful. Hallelujah. Tannie Sunny, wil jy vir ons kom afsluit nie, asseblief? Sal jy? Prys hom. Heer, ons kom net om te sê dankie dat U vir ons gebore is, dat U daar was, dat U al ons geskenk is en 'n groot geskenk was om ons altyd daar te wees. U het vir ons gekom en om te verlos van ons sondes. Ons vra dat U met ons sal gaan in hierdie week wat voorlê en selfs op hierdie dag. Wees stil en rustig en eer jou Vader. Amen.